oë toe. Ons dank U, Here, vir die wonderlike voorreg om vandag hier te kan wees. Dat U ons veilig op die pad gebring het tot hier en dat U 'n boodskap voorberei het vir vandag. Ek bid U, Here, vir die volle invulling van die Heilige Gees. En maak ons harte en verstande oop en seën ons, Here, tot die eer van U naam. Amen. Met my na die skriftuur te blaai, net 2 versies uit Lukas hoofstuk 22. Lukas hoofstuk 22 vers 31 en 32. En die Here sê: Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Mag die Here sy seën voeg tot die lees van die woord, en dis net daai 2 verse. Goeiemôre almal en dankie vir die warm verwelkoming, oom Basil. Is lanklaas, ja, ek dink is seker al 5 jaar, 4 jaar, dalk bietjie langer. Dis altyd, ek voel altyd baie welkom hierso. En daar was 'n ruk net na COVID wat ek nie gepreek het vir 'n lang ruk nie. En verlede jaar toe ek moed bymekaar geskraap en weer 'n evangelisasieprogram gedoen waar my meisie en my gehelp het. En dit het goed gegaan en besluit om maar weer met die evangelie aan te gaan. En soos dit maar met ons adventiste is, of met my in elk geval, nie met alle adventiste, nie met my. Ek hou van die profesie en die geskiedenis en om die Bybel en die profesie bymekaar te sit. En so met 'n bestudering van Daniël 11, en ek vertel die storie nou, want op pad hiernatoe sê Jessica vir my, onthou om dit te vertel, dat mense net weet hoe papa op hierdie preek afkom. Maar ek doen 'n lang studie oor Openbaring 9, 11, 13 en Daniël 11, wat so mekaar ingaan met lesings en alles. In die eerste preek wil ek nou daaroor praat. En donderdag aand lê ek in slaap en ek word wakker met hierdie vers in my gedagte. Lukas 12 vers 31 en 32. En die Here sê: Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig bekeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Nou, ek moet eerlik wees, jy weet as jy wakker word met 'n vers in jou gedagtes, wat seker met baie mense baie gebeur, met my baie minder, nie soveel nie. Maar daar moes betekenis aan wees. En ek kon nie verder slaap voordat ek gegaan het in die hele nag. Die Vrydagoggend sal Jessica onthou, want sy werk saam met my by die kantoor, was ek moeg, dik, en ek wys vir haar, maar ek het nou die hele nag deur die gees van profesie en alles gewerk met hierdie vers in gedagte. En net om te dink, die Here sê vir Petrus: ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Nou, Petrus was een van Jesus se eerste disippels gewees. En ook die een, as ons in die Bybel sien, in die evangelies, hy is die een wat die meeste lawaai gemaak het. Hy was voorbarig, en hy was by alles eersdaans betrokke. En nadat hulle bykans 3 jaar by mekaar was, bietjie meer as 3 jaar, sê Jesus prontuit vir Petrus eendag, basies, dat hy nie bekeerd is nie. Dis 'n enorme stelling om te maak, gegee die karakter van Petrus,
en alles wat hy saam met Jesus deurgemaak het. En so dat die Here op my hart gebring om hierdie stelling van Jesus bietjie te ontleed. Met die doel om, nie net vir my nie, maar ek dink vir onsself, almal te kan help om ondersoek in te stel op onsself, en onsself te kan besluit, elkeen, waar ons op ons pad van bekering is. En is ons op die bekeringspad? Is ons al ten volle bekeer? En daarvoor het ek besluit om sover ek kan ondersoek en agtergrond ondersoek van Petrus se lewe voor hy by Jesus aangesluit het te ondersoek. Petrus is so ongeveer 1 voor Christus, 'n jaar voor Christus op die Almanak in die dorpie Betsaida in die provinsie van Galilea gebore. En hy was 'n volgeling van Johannes die Doper. En die kern van Johannes die Doper se prediking, die kern was die koms van die Messias. So Petrus was in afwagting van die Messias. Maar as beroep was hy 'n visserman, saam met sy broer Andreas. Nou, hy en sy broer, sy vrou en sy skoonmoeder het in 'n huisie gewoon op die oewer van die see van Galilea, waar hulle vissers was, met skuite uitgegaan het, vis gevang het, om 'n inkomste te verdien. Hulle het nie alleen gewerk nie, hulle was in 'n vennootskap gewees met 2 ander broers, wat ook prominente figure in die Bybel sou word, naamlik Johannes en Jakobus, wat ook bekend gestaan het as die seuns van die donder. Nou visvang in hierdie tyd was baie harde werk gewees. En die manne wat dit verrig het, was hardebaard, sterk manne gewees, taaimans. Om te dink, as jy 'n bynaam kry van die seuns van die donder, dan moet dit duidelik verwys na jou humeur en gebrek aan geduld. Nou, alhoewel hulle taaimanne was, en daar sekerlik skelwoorde gereeld geval het, en ongeduldig was, het hulle tyd gemaak vir die Here, deur die Sabbat te onderhou as Jode, maar ook na die predikinge van Johannes die Doper te gaan luister. Nou ten spyte van hulle geaardheid, en ten spyte van die stres van die lewe, want vissermanne was dit nie baie groot inkomste gemaak nie, en elke dag se sorge, het hulle tog uitgesien na die koms van die Messias. Maar ons moet ook in gedagte hou, dat hulle Jode was. En die boodskap van die Messias, soos dit in die sinagoges verkondig was, dat die Messias sou kom om hulle te verlos van die druk van die Romeine, en dat die Messias die stoel van Dawid sou inneem, en as heerser, aardse heerser op daardie tyd, moes 'n invloed op hulle lewens gehad het. En na Jesus se doop, waar hulle sekerlik getuie was, daag Jesus eendag by hulle op. Nou die gedagte aan die Messias moes sekerlik voltyds by hulle gewees het, ten spyte van hulle werk. En vandaar het hulle besluit om hom te volg, toe hy daar by hulle opdag. Ek wil hierdie gedeelte lees vanaf Matteus 4 vers 18. En terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy 2 broers, Simon, wat genoem word Petrus, en Andreas, sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. Nou hulle dadelik hulle nette laat staan en hom gevolg. Ook Petrus en sy broers en sy vriende moes in 'n tyd van oordenking gewees het. Die boodskappe van Johannes die Doper moes 'n groot invloed op hulle gehad het. Alhoewel hulle as Jode in die sinagoge nie 100% die boodskap van die Messias verstaan het nie, was hulle bereid om alles te los en Jesus te volg. En vandaar
sal ons verder in die Bybel sien dat Petrus so 'n soort van spreekbuis van die disippels geword het. Partykeer het hy te vinnig gepraat, partykeer gepraat voor hy gedink het, maar hy was altyd bereid om met Jesus in gesprek te tree. Nou, dit sal vir altyd vat om al die wedervarings van Petrus en Jesus deur te gaan, maar ek wil 'n paar opvallende gevalle net noem, om so 'n bietjie agtergrond te skep van wat in Petrus se gedagtes aangegaan het. Petrus was by gewees toe Jesus op die water geloop het. Toe hy aangestap kom na hierdie bang disippels toe. En toe Jesus homself bekend maak, toe is hy so voorbarig, hy sê, maar dan as dit Jesus is, wil hy self ook op die water loop. En hy het uitgeklim en wel op die water geloop. Al was dit net 'n paar tree en hy het gesink, het Petrus, sover ek weet, die enigste mens geword buite Jesus wat op water kon loop. 2 keer het Petrus gesien hoe Jesus uit baie min hulpbronne vir groot menigte kos gee. En kort na die keer wat Petrus deel was van die disippels, wat die 12 mandjies vol kos opgetel het nadat soveel mense kos gegee is, beleef Petrus en hy sien hoe Jesus 'n blinde man gesond maak. En kort na hierdie blinde man genees is, gebeur die volgende, en ek gaan lees van Matteus 16 vers 13 af. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek is? Ek, die seun van die mens is. En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, sommige Elia, ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Nou nadat Petrus verklaar het, dat Jesus die seun van die lewende God is, en Jesus aan hom verklaar het, dat dit die Vader, die Heilige Gees, en die God die Vader aan hom openbaar is, begin Jesus aan sy disippels verduidelik, in dieselfde gesprek, hoe hy gaan ly, en doodgemaak gaan word, en hy gaan verraai word, en hierdie woorde ontstel vir Petrus ongelooflik. Hoe is dit moontlik? Want hulle loop saam met die koning van Judea, die man wat die Romeine sal oorwin, en hierdie woorde maak vir Petrus glad nie sin nie, want in sy gedagtes is dit nie moontlik nie, want dink nou alles wat hy beleef het, en hier sien hy die bevelvoerder van die weermagte van Judea, daar gaan nie logistieke probleme wees, om voedsel by troepe uit te kry nie. Want met 'n paar visies en broodjies, kan hy weermagte kos gee. Daar's nie probleme met gewondes en gesneuweldes nie, want Jesus het voor hulle oë gewys, hoe hy dooies kan opwek, en gewondes kan genees. So Petrus vat vir Jesus een kant toe, en hy berispe vir Jesus. Hy het nie gehou van wat hy gehoor het nie, maar Jesus antwoord hom in Matteus 16 vers 23. Gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. Hier het Jesus vir Petrus gesê, net nadat Petrus onder die invloed van die Heilige Gees verklaar het, dat Jesus die Christus is, die seun van die lewende God.
En Jesus het verskeie kere verduidelik dat hy gaan ly. En selfs vir Petrus gewaarsku dat hy hom sou verloon. Maar Petrus het te veel wonderlike werke beleef om Jesus ooit te verloon. Hy was doodseker van homself. Want hoe is dit moontlik vir iemand wat op die water kan loop, wat duiwels met een opdrag kan uitdrywe, hoe is dit moontlik om so iemand dood te maak? Papier het mekaar geraak nie. Hy sal nooit nodig hê om Jesus te verloon nie. Maar wat gebeur toe Jesus nie langs hom staan en daar nie meer wonderwerke is nie? Petrus verloon Jesus 3 keer. En ek gaan die gedeelte lees van Matteus 26 vers 69 tot 75. En Petrus het buitekant gesit in die binneplaas van die paleis en 'n sekere diensmeisie wat het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus, die Galileër. Maar hy het dit voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. En terwyl hy uitgaan na die poort toe, sien 'n ander diensmeisie hom en sê aan hom wat daar was, hierdie een was ook by Jesus die Nasareëner. En met 'n eed ontken hy dit weer, ek ken die man nie. Maar 'n bietjie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik, jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. Toe begin hy homself verwens en sweer, ek ken die man nie. En dadelik het die haan gekraai, en Petrus, wat die woorde van Jesus onthou het, wat hy vir hom gesê het, voor die haan kraai sal jy my 3 maal verloon, en hy het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Maar Jesus het nie vir Petrus in die donker gelaat nie. In Lukas 22 vers 32 sê Jesus vir Petrus, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Dis voordat Petrus vir Jesus verloon het. Net hierso kyk. Jesus het nie vir Petrus veroordeel of verwyd nie. Al het Petrus hoe dikwels te vinnig gepraat. En al het hy hom soveel keer met sy voet in sy mond gevind. Nooit was die Here kortaf en geïrriteerd met hom nie. Want God self het 'n voorbereiding in Petrus se hart gemaak. Petrus was nog nie ten volle bekeerd nie. Ek wil die vers weer lees. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Die Satan het vurig begeer. Want op hierdie stadium het die Satan reeds vir Judas gehad. Dit beteken nie, Jesus het nie ook vir Judas gebid nie. Maar die Satan kon deurdring tot Judas. Maar hy het ook begeer om die ander te kry. Maar Jesus gee die troostwoorde, ek het vir jou gebid. Jesus het gebid dat sy geloof nie ophou nie. Jesus gee dus erkenning aan Petrus se geloof, maar waarsku hom net dat hy nie ten volle bekeerd is nie. Maar let op tog die persoonlike gebed van Jesus. Jesus het nie vir hulle gebid nie, maar vir Petrus persoonlik. Nou ons weet almal Jesus nie 'n aannemer van persoon nie. So die goeie nuus in 'n goeie boodskap is uit daardie sin. Jesus bid vir elke een individueel. En vir in ons persoonlike belang. Maar verder sê hy, as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Daar's dus 'n verpligting op my en jou as ons die volle bekering ervaar om ons broeders en susters te versterk. As ons eendag bekeerd is. Nou die wonderwerk van 'n paar woorde van Jesus wat hy sê, ek het vir jou gebid. Jesus los ons nooit op 'n pad wat verlate is nie.
Hy tree in gebed vir ons in. En ten spyte van mekaar veroordeel en sleg sê, is dit nie 'n voorbeeld dat ons ook vir mekaar net moet bid nie, vir mekaar se bekering. Want ek verseker jou, Petrus het op geen stadium gedink dat hy nie bekeerd is nie. Net voor Jesus verloor het, was sy woorde aan Jesus in Matteus 26 vers 33, daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al neem almal ook aanstoot aan u, ek sal nooit aanstoot neem nie. Nou ons het reeds gelees dat Petrus toe wel vir Jesus verloor het. En dan kom dit vraag by elkeen van ons, waar is ons op ons bekeringspad? Ek het een keer gehoor, iemand het my vertel, bekering is 'n daaglikse proses. Maar tog, wat is die maatstaf van ware bekering? En hoe bereik ons ware bekering? En hoe seker kan ons elkeen wees van ons bekering? Die enigste maatstaf wat ek Bybels kon kry, of seker die beste maatstaf was wat in Matteus 3 vers 8, waar Johannes die Doper sê, dra dan vrugte wat die bekering pas. En ek gaan kortlik verwys, en hoe lyk hierdie vrugte, in die enigste plek waar ek regtig 'n definisie kon kry is in Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Maar dis nie iets wat 'n gewone mens kan ontvang nie. Want vir die gewone mens is dit dwaasheid. In 1 Korintiërs 2 vers 14 skryf Paulus, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Letterlik, 'n mens wat nie geestelik ingestel is nie, een wat nie wedergebore is nie, wie se belangstelling beperk is tot die dinge van hierdie wêreld en hierdie lewe. So 'n mens is afhanklik van menslike wysheid vir die oplossing van al sy probleme. 'n Mens wat nie wedergebore is nie, leef om homself te behaag en die begeertes van 'n onbekeerde hart te bevredig. So 'n persoon is nie in staat om die dinge van God te verstaan nie, of te waardeer nie. Vir so iemand se heilsplan, die openbaring van God se liefde, dis dwaasheid. Hy kan nie onderskei tussen 'n wêreldse filosofie en 'n geestelike wêreld nie. Die wysheid van God kan slegs verstaan word deur diegene wat toelaat dat hulle deur die Heilige Gees onderrig word. Dit hang dus nie af van ons eie insigte of ons eie oortuigings nie. Sentraal tot die bekering is die werking van die Heilige Gees. Petrus was oortuig van sy eie bekering. Selfs toe die Here vir hom gesê het, hy is nie bekeer nie, het hy dit nie geglo nie. Ons lees net verder wat Paulus daar sê in 1 Korintiërs 2 vers 15. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self egter word hy deur niemand beoordeel nie. So dit is 'n geestelike mens, iemand wat deur die Heilige Gees verlig word, in teenstelling met die mens wat nie deur die Heilige Gees verlig word nie. Net interessant, in hierdie gedeelte skryf Paulus, hy sê die geestelike mens beoordeel alle dinge. Nou die oorspronklike woord hierso anakrino is het 'n ander betekenis. Die woord het 'n ander betekenis as om mense te beoordeel. Hy sê nie ons beoordeel mense nie. Ons ondersoek sake, ons ondersoek dinge as ons deur die Gees werk. Ons sif noukeurig deur alles. En ons beoordeel alles wat onder ons aandag kom. En as ons gelei word deur die Goddelike Gees, maak ons behoorlike gevolgtrekkings. Die vers van verder sê, ons word deur niemand beoordeel nie. In die konteks van die vertaling
Mense mag probeer om dit te beoordeel, om te verstaan hoe ons dinge beoordeel. Maar geen natuurlike of wêreldse mens kan die beginsels of die gevoelens, of die opinies, of die vreugdes, of die hoop van die geestelike mens verstaan nie. Omdat die onwedergebore hart nie in staat is om die dinge van die Gees van God te waardeer nie. Paulus gaan verder in 1 Korintiërs hoofstuk 2 en vers 16 sê hy, want wie die sin van die Here geken, wie het die sin van die Here geken, dat hy ons sou kon onderrig, maar ons het die sin van Christus. Ek wil net hierdie vers bietjie ontleed, net die eerste gedeelte, wie die sin van die Here geken het, dat hy hom sou kon onderrig. Hierdie is 'n vers wat aangehaal word uit Jesaja 40 vers 13. Omdat 'n mens wat nie wedergebore is nie goddelike werkinge verstaan nie, is hy nie in 'n posisie om 'n geestelike mens wat onder die onderrig van die Heilige Gees is te onderrig nie. Die wat geestelik is, het die Heilige Gees in hulle. En die Heilige Gees leer mens diep verborge dinge van God. En dan die laaste gedeelte in daai vers, ons het die sin van Christus. Ons is deur die Heilige Gees van Christus verenig. Want die teenwoordigheid van die Heilige Gees is dieselfde as die nuwe teenwoordigheid van Jesus. Daarom het ons die gedagtes van Christus. Deur die Heilige Gees woon Jesus in die gelowige en werk hy deur hom. So Paulus leer ons aangaande die bekering dat die Heilige Gees sentraal tot die gelowige se bekering is. Jesus sal in ons werk en ons sal meer van sy karakter begin aanneem, soos hy werk binne in ons om die bekering tot volle krag te bring. Jesus het tog beloof in Lukas 11 vers 11, 12 en 13. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of as hy hom 'n eier vra om 'n skorpioen gee? As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom aanbid. Nou as ons bid en vra vir die invulling en leiding van die Heilige Gees, dan sal die Vader dit vir ons gee, dis 'n belofte. En dan gaan Jesus, en hy sê in Johannes 14 vers 15 tot 17, as julle my liefhet, bewaar my gebooie, en ek sal tot die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. As ons hierdie verse een vir een vat, om by die volle betekenis van bekering te kom, en ons besef dat Petrus nog nie bekeer het nie, in vers 15 sê die Here, as julle my liefhet. Hy bedoel nie om ons af te doen, as julle my liefhet, moet julle dit doen nie. Dis nie wat die vers beteken nie. As jy die vertaling ontleed, sê hy, dit sal die motiewe van jou gehoorsaamheid wees. Die motief van jou gehoorsaamheid sal wees die liefde aan die Here. Dit sal jou gehoorsaamheid aan die Here moet nie voortspruit uit dwang of uit vrees nie. En dit was nog nooit 'n ideale vorm van gehoorsaamheid nie. Nou, daar kan tye wees, en hierdie het ek in die gees van profesie opgelees, daar is tye wat ons natuurlike liefde of ons liefde vir die Here ontbreek, of swak raak. Gee dit dan vir ons rede, of 'n verskoning om ongehoorsaam te wees aan die Here. As ons ingestel is, as ons naby die Here loop, dan sal gehoorsaamheid so 'n beginselsaak by ons wees, dat terwyl ons moontlik in 'n tyd van ons lewe is waar die liefde ontbreek, sal ons uit beginselsaak steeds gehoorsaam wees, nie uit vrees of dwang nie, maar die beginselsaak, en die beginselsaak sal ons weer lei na die liefde toe.
En in die Griekse vertaling van julle sal my gebooie bewaar, is dit 'n toekomstige tyd. En dit word imperatief vertaal ook soos in Matteus 22 vers 37 en 39. Maar maak nie saak hoe die vertaling is nie. Die gevolge is dieselfde. 'n Gevolg van ons liefde vir die Here is gehoorsaamheid. En dit word ook ondersteun in Johannes 14 vers 23. Want die gebooie van Jesus en die gebooie van die Vader is presies dieselfde. Want Jesus het duidelik verskeie kere gesê, soos onder andere in Johannes 12 vers 49 en 14 vers 10, dat hy nie uit homself spreek nie, maar hy spreek uit die Vader. Hy onderskryf die morele gebooie van antieke Israel, soos ons lees in Matteus 5 vers 17 tot 19 met die bergpredikasie, en daaronder klemtoon hy ook die onderhouding van die gebooie. Hy het ook 'n gebod van sy eie gegee in Johannes 13 vers 34. Nie om die sedes en voorskrifte wat die karakter van 'n onveranderlike God te vervang nie, maar om die ware betekenis daarvan uiteen te sit. Ons lees verder in Johannes 14 vers 16, en ek sal tot die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die ander trooster, allos in die Grieks, beteken 'n ander van dieselfde soort. Jesus self was, toe hy by hulle was hy die trooster gewees. Maar hy sal nou 'n ander trooster van dieselfde soort na hulle stuur, een wat soos hy was, en soos hy is, om by die disippels te bly. Maar hierdie een om vir ewig saam met die disippels en die volgelinge van Jesus te wees. En dan net 'n interessante vertaler van die trooster, en ek moet dit noem Parakletos, dit was die trooster, het in die vroeë Bybelse vertalings, in Latynse Bybels het hulle dit vertaal na advocatos, wat advokaat beteken. Nou, uit my lewenservaring van die afgelope paar jaar kan ek vir sê, daar's 'n groot verskil om 'n advokaat of prokureur in die hof te wees en 'n regter te probeer oortuig van jou kliënt se onskuld of so, as wat Jesus het as voorspraak by die Vader. Want hy het nie nodig om die Vader te oortuig van jou verlossing nie. Die een wat wil die Vader oortuig, laat jy nie verlossing nodig het, is net Satan. Jesus en die Vader werk saam tot ons verlossing. Maar die Satan, hy wil die Vader voorstel as hierdie streng, onwillige regter, wat onwillig is om ons te vergewe. Hy is net bereid om ons te vergewe as hy gesmeek word deur Jesus. Maar dit is nie die karakter van die Vader nie. Alhoewel, die menswording, die dood en die opstanding van Christus is sentraal tot ons vergifnis. En dit het vergifnis moontlik gemaak. Maar dit sit nie die Vader in 'n ander karakter as Jesus nie. En as ons die liefde en die deernis en die genade van die Vader wil leer ken, dan moet ons net na die Seun, Jesus Christus, kyk. Leer en alles tot herinnering roep. Hy sal van Christus getuig. Hy sal die wêreld teregwys van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Hy sal die hele waarheid lei. Hy sal ons in die hele waarheid lei en dinge wys wat kom. Hy sal Christus verheerlik en wat hy van Christus ontvang, sal hy met sy disippels deel. Ons lees dit in Johannes 14 vers 17. Die gees van die waarheid wat die wêreld nie ken en nie kan ontvang nie, omdat hy dit hom nie gesien of hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees.
Selfde wat ons lees in hoofstuk 15 vers 26 en 16 vers 13. Die klem val daarop dat die Heilige Gees die waarheid sal definieer vir ons. Die Gees sal die disippels in alle waarheid lei. En die term waarheid kom gereeld in die evangelie van Johannes voor. En 'n basiese definisie van waarheid is net, dit is 'n stelling wat ooreenstem met 'n feit, maar Johannes verduidelik dit in 'n wyeer sin. Hy verduidelik dit op dinge wat op God en die dinge van God betrekking het. Of in 'n meer beperkte sin die feit wat die Christelike godsdiens leer, dat Jesus is die waarheid. Hy is vol genade en waarheid. Hierdie feite aangaande die Christelike godsdiens word ook geopenbaar deur die Gees, wie self die waarheid is, en deur die woord. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Die wêreld het nie so 'n geestelike persepsie nie. Soos ons gesien het in Korintiërs 2 vers 14. Die wêreld kan nie die dinge van die Gees ontvang nie. So net so noem onthou die verhaal van Jesus se volgelinge wat nog nooit van die Heilige Gees gehoor het nie, maar die doop van Johannes die Doper ondergaan het. Hulle het nie die Heilige Gees ontvang nie. Hulle het nie van hom gehoor nie, hulle het hom nie geken nie. Tog was hulle volgelinge van Jesus. Nou net volgelinge van Jesus wat nie die Heilige Gees ken nie, as hulle nie die Heilige Gees kan ontvang nie, hoeveel te meer die wêreld. Die wêreld kan hom nie ontvang as hulle nie eers vir Jesus volg nie. So daar is geen bekering sonder die inwerking van die Heilige Gees nie. Nou toe, ons kan aanneem dat Petrus in Handelinge 2 tot volle bekering gekom het, toe hy die volle krag van die Heilige Gees ontvang het. Maar kyk net sy geskiedenis daarna. Kyk, hy het 3 jaar saam met Jesus geloop. Hy het Jesus beleef en leer ken. Hy het die woorde leer ken. So hy was 'n student van die Here Jesus homself. En hy was nie bekeerd nie. Maar op die einde, en toe hy in die moeilikheid kom, toe hardloop hy weg. Maar op die einde is hy onderste bo gekruisig vir die woord van die Here. Hy was onverskrokke gewees. En so het die Here deur middel van die Heilige Gees met Petrus se hart gewerk tot hy ten volle bekeerd was. En dis eintlik maar die boodskap wat ek met jou wil los vandag, is dat ons moet 'n selfbeoordeling hê, of waar staan ons in ons pad van bekering. En as jy vanmiddag besef, jy is nie daar nie, jy is nie bekeerd, soos ek glo meeste van ons nog nie op daai pad is nie, kan ons 'n versekering van die Here kry. En Paulus het dit vir ons gesê in een van die mooiste verse seker in die Bybel, in Filippense 1 vers 6. Omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, die dag toe Jesus vir Petrus geroep het, dit sal voleindig tot die dag van Jesus Christus, die dag toe hy onverskrokke voortgaan het. Dis die boodskap van die gaan. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons het U deur die Heilige Gees nodig om ons te bring na ons volle bekering. Ons bid vir vrede in ons harte wat net deur Jesus volbring kan word. Ons bid om die liefde van die Vader te verstaan, en ons bid U, Here, vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees om ons te lei in al ons dae. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.